Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het, dat elkeen van ons vanoggend reisende genade geniet het. Dankie dat U met ons was terwyl ons geslaap het, terwyl die vorste van die donkerte en die vorste van die lig geworstel het. En U het oorwin en daarom staan ons hier vanoggend getel onder die lewendes. Kom nou in ons midde, kom lei ons, liewe Heer. Kom maak ons rustig. Kom maak ons ontvanklik vir U Gees. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Nooi om julle Bybels oop te maak by Jesaja 9. En ek lees, Jesaja 8. Ek lees vanaf vers 20. Enige iemand hier met 'n Engelse Bybel? Okay, julle sal sien, julle sal nie sien nie, maar die Afrikaans en die Engels kom hier nie ooreen met verse nie. Jesaja 9 begin later in die Afrikaans as wat dit in die Engels begin, maar nietemin. So ek begin in die Afrikaanse Bybel by Jesaja 8 vers 20. Just maybe see, I'm just going to wait for you so that you can just try and catch up. Like I say, the verses is not going to be the same in the Afrikaans and the English today. Okay. Jesaja 8 vanaf vers 20 lees. Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle volk wat geen dageraad het nie. Dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger. En as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek en hulle koning en hulle God vloek. Dan sal hulle na bo kyk, ook die aarde aanskou en kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees. In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe, want nie langer sal dit donker wees daar waar die benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Sibelon en die land Naftali in veragting gebring. En in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. U die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak, hulle is vrolik voor u aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, as iemand juig, as die byt verdeel word, want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het u verbreek soos in die dag van Midian. Want elke soldaat is skoen wat daar wegstap met gedreun, en elke kleed wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, 'n prooi van vuur, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem Wonderbaar Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk, die reg en geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Ons tema vandag is dan vrede sonder einde. Kom ons sluit die oë. Liewe almagtige Hemelse Vader, liewe Heer, dankie dat ons die woord kan open, en mag ons vandag besef, soos ons die woord open, dat hierdie nie historiese woorde is nie, dat hierdie nie 'n historiese dokument is nie, laat dit nie net nog 'n verhaal is nie, maar dat dit die lewende woord van God is. 'n Woord wat daar neergelê is vir ons, deur heilige manne van ouds, onder die inspirasie van die Heilige Gees, sodat ons in ons sondige toestand 'n openbaring van U kan kry. Laat daar 'n kommunikasie tussen ons en ons liefdevolle Skepper God kan wees. En daarom vra ek U, liewe Heer,
Mag u woord ons vandag verander. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. So as ek julle kan vra, wat is die mees bekendste skriftuur in die woord van God? Ja, ek sou jou geld gevat het. Nou hoor. Nee, ek sou jou geld gevat het. Ekskuus, ek het Johannes 3 vers 16. verseker Johannes 3 vers 16, is dit nie so nie? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Die mees bekendste teksvers in die wêreld. Geregtelik so. Geregtelik so. Ons gaan 'n draai maak om by daai teksvers uit te kom vandag. Wie van julle is bang vir die donker? Kom, wees 'n regte man, erken. Kom aan. Die donker is anderste, is dit nie so nie? In ons huis is daar 'n sekere mannetjie wat sommige aande bietjie skrikkerig is vir die donker. En dan wat mamma doen is, ons het so flits wat, hy het 'n flitsliggie, maar dan het hy ook 'n liggie aan die kant. Dan sit sy hom nou daai liggie aan die kant brand. En dan sit sy hom daar neer. Ek is bang vir die donker. Is jy bang vir die donker? Ai, my liefie, is okay. En dan sit mamma vir jou die liggie aan, né? En dan is daar lig in die kamer. Die gedeelte wat ons hier gelees het in Jesaja 9, wat begin in vers 8, praat die Here oor sy volk. Hy verduidelik dat daar 'n tyd sou kom tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woorde nie, is hulle 'n volk wat geen dageraad het nie. En dan gaan hy en hy sê, dan sal hulle, luister wat gebeur, dan sal hulle deur die land trek, beswaard en honger. En as hulle honger het, sal hulle in toorn uitbreek. En hulle koning en hulle God vloek. Kan jy die oneenigheid hier sien? Wat was die probleem? 'n geestelike probleem. Hulle het hulle rug gedraai op die insettinge wat God vir sy volk gegee het. In Openbaring 14, of nie net in Openbaring 14, in Openbaring is daar 'n oorblyfsel. Wat is hulle karaktereienskappe? Hulle bewaar die gebooie van God en die getuienis van Jesus Christus. So ons is in Jesaja, maar is eintlik 'n eeueoue probleem. Dat daar mense is wat hulle rug draai op die gebooie van God en die getuienis van Jesus. En eintlik is dit nie die getuienis van Jesus nie, dis die getuienis soos Jesus. Nee, ek is verkeerd, getuienis van Jesus, nie in Jesus nie, van Jesus. So hulle hou vas aan dit waaraan Jesus vasgehou het. Maar die Here sê hier vir Jesaja, daar gaan 'n tyd kom, wanneer my kinders ander worteltjies, Gerrie het gepraat van die worteltjie, net nou sy getuienis wat hy voor sy gesig gehang het, en hy het 'n keuse gehad wat hy moes maak. Of jy doen dit, of jy kies my. Maar jy kan nie sê jy kies my en die worteltjie vat nie. Jy moet 'n keuse in jou lewe maak. En die Here sê, julle gaan anders te kies, en daardie keuse gaan julle laat trek. Julle gaan op soek wees na land, julle gaan op soek wees na weelde, julle wil bo uitkom, julle gaan op soek wees na vervulling. Maar weet julle, wanneer julle dit doen, gaan julle beswaard en honger deur die lewe gaan.
maar dit gaan tweespalt ook bring. Wanneer julle gedoen het wat julle kan doen, en julle amper is soos 'n bulldog wat teen 'n muur vashardloop die hele tyd en nie vorentoe gaan nie, gaan julle aandag en julle energie skuif na julle heersers. Julle gaan julle koning vervloek, die een wat oor julle heers. Maar julle gaan ook na my toe draai en my vervloek. Ook die aarde aanskou, kyk, daar sal benoudheid en duisternis wees. In jammernag en donkerheid is hulle gedrywe. Want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. En dan verwys Jesaja na 2 plekke, Zebulon en Naftali. Die 2 noordelikste groeperings van Israel. Hierdie gedeelte waar hy verwys is, vind ons in 2 Konings 15. Dis toe Tel-Pilseer die Assiriërs gekom het en God se volk in ballingskap weggeneem het. Die donkerte, die afvalligheid. Geliefdes, en dis waar ons vandag is, in die wêreld. Die wêreld vandag het sy rug op God gedraai. Die Afrikaner het sy rug op die insietinge van God gedraai. Wie van julle het kinders in die skool? Mag julle kinders vrylik praat oor hulle godsdiens? So 'n bietjie. Ons lewe in 'n samelewing wat God verwerp het. Gaan dit goed in ons land? Sit ons in donkerte, en ek verwys nie na Eskom nie. Sit ons in donkerte? Is daar tweespalk? Maar daar's hoop. En die hoop sien ons hier vanoggend. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien, skryf Jesaja. Wie is daardie lig? Jesus. Hier kom 'n profesie in die Ou Testament van die hoop wat sou kom. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n groot lig geskyn. U het die nasie vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak, hulle is vrolik voor die aangesig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die byt verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van die hulle drywer, het u verbreek soos op die dag van Midian. Want elke soldateskoen wat daar weggestap het, met gedreun in die kleed van die bloed, wat in bloed gerol is, dien tot verbranding, prooi van die vuur. En hier is die verligting. Hier is die enigste hoop wat die mensdom het vir hierdie wêreld. Want 'n kind is vir ons gebore. 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God. Vir u van julle wat twyfel of Jesus God is, hier verwys Jesaja in 'n profesie na Jesus wat sou kom, en hy sê, sterke God. Om die waarheid te sê, hy sê, ewige Vader, vredevors. Tot vermenigting van die heerskappy, tot vrede sonder einde. Jy ken ons vrede. Nie ons doen nie. Ons ken nie vrede sonder einde nie. Dis alleenlik wanneer Jesus kom en ons aan hom vasklou, dat enigiets wat in hierdie wêreld oor ons pad kom, nie meer saak maak nie. Maar ons het vrede. Maar Jesaja verwys hier na vrede wat ek en jy nog nie ken nie. 'n vrede wat ons gaan ontmoet die dag wanneer Jesus op die wolke gaan kom. Want ons is emosionele wesens, is dit nie? Ons gaan
deur die wipplanke en die rollercoasters van hierdie lewe, dan gaan dit goed. Maar dan kom daar die dip. En dis in daardie dip wat die duiwel ons kry. Dis in daardie dip wat die duiwel ons laat twyfel oor God se liefde vir ons. Dis in daardie dip, Gerry, wat ons twyfel of ons goed genoeg is. Ons het 4 kosbare siele vanoggend wat deur die dooppad gaan. Maar ek wil vir julle sê, ons kom nooit op 'n plek waar ons goed genoeg is nie. Nooit nie. Nooit nie. As die duiwel vir jou sê, Werner van Wyk, jy's nie goed genoeg nie, dan staan ek op en ek kyk in die spieël en ek sê, yes, I'm not good enough. En daarom het ek Jesus. Daarom het ek Jesus. Die Vader stel in een ding en een ding belang. My verhouding met sy seun. That's it. Die een wat vir my intree. Julle wat deur die doopbad vandag gaan, dis 'n ongelooflike awesome dag. Ek sê vir my familie, weet julle wat 'n voorreg het ons, een aand in die week met ons godsdienst, ek kan nou nie onthou wat 'n voorreg het ons om hierdie naweek Ermelo toe te ry. Daar's 4 siele, wat vandag publiek gaan erken, dat Jesus is hulle verlosser en saligmaker. Dis die grootste dag in hulle bestaan. Groter as die dag van hulle geboorte, groter as jou huweliksdag, groter as die dag toe jou kinders gebore is, want weet jy wat? Van hier af is jy die priester van die huis en mag jou seuns in jou voetspore wandel. Mag jou verhouding wat jy met Jesus het so groot wees, dat daar nie duisternis sal heers in julle lewens nie, maar dat die lig sal skyn om alle duisternis uit te wis. Vrede sonder einde. Op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en te versterk. En hoe doen hy dit? Deur reg en geregtigheid. Van nou af tot in ewigheid. In Matteus 4, en as jy vinnig kan blaai, wil ek jy nooi om vinnig na Matteus 4 toe te blaai. Hierdie is volgens Matteus Jesus se begin van sy aardse bediening. Dis die dag toe daar te hore is dat Johannes die Doper gevangenis geneem is. En ek lees vir ons daar vanaf vers 12. En toe Jesus dit hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. Ons is in dieselfde streek nou as waaroor Jesaja geprofeteer het. Ons is in presies dieselfde streek. Waar het Jesus sy meeste tyd spandeer, weet julle? Galilea. Hoekom Galilea? Hoekom het die verlossingsplan dit van die begin af so uitgewerk, dat dit sou wees waar Jesus was? Galilea was die kernpunt. Nie die rykste stad nie, maar die mense op die skeeproetes moes deur Galilea gaan. Die handelsmanne, die mense wat hulle kruie en hulle reukolie en hulle olies verkoop het, moes deur Galilea gaan. Maar nie net vir die hawe stad nie, stede nie. Ook vir die mense wat op die pad gewandel het. So Galilea was half sentraal, dat alle Jode en alle heidene moes deur daardie stad een of ander tyd gaan. Is dit nie interessant, dat dit die plek is waar Jesus die meeste van sy tyd spandeer het nie. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan, en hy het van Nasaret verlaat en gaan woon in Kapernaum, aan die see in die gebied van Sebulon en Naftali. Hier is 'n gebied wat Jesaja oor geprofeteer het. 722 jaar van tevore. 722 jaar van tevore het daardie gebied, Sebulon en Naftali, geen priester gehad nie. Geen profeet verder gehad nie. Nadat die profesie in vervulling gekom het. 722 jaar later stap Jesus homself daarin.
Wat gebeur, oom Rian, in die Ou Testament as ek nie 'n priester het nie? Wat gebeur? Wat het, jou pad is verlore. Wie doen die tempeldiens vir jou? Die mense in Galilea was nie ryk nie. Want dit was nie ryk mense nie. Dis nie mense wat gereeld kon reis nie. Daar was geen intreding gewees nie. Daar was geen gevoel van vergifnis en verlossing gewees nie. Dit was 'n identiteit van skuldgevoelens, van hopeloosheid. Sodat vervolg sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet toe hy gesê het, die land van Sebulon en die land van Naftali na die see toe, oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene. Die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land van die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig oopgegaan. En hier open Jesus sy mond. Sy eerste woorde aan die mense in Galilea. 722 jaar sonder priester, sonder profeet. Sê hy die volgende: bekeer julle, want die koninkryk van God, van die hemele, het naby gekom. En dit is wat ons vandag beleef hier. Hier is 4 mense wat in duisternis gesit het. Mislei was dalk. Onseker was. Wie sy identiteit misplaas was. Wat nie geweet het wie hulle is nie. Wat ook hulle identiteit op 'n ander plek gaan soek het. En nou het hulle vir Jesus ontmoet. Mense wat dalk onseker was oor hulle ewige bestemming. Mense wat gedink het, hierdie lewe alleen is waarvoor ek lewe. En toe eendag, in hulle eie Sebulon en Naftali, daag die hoëpriester op, en hy klop aan hulle hart. En hy sê, jy is myne. Jy is nie goed genoeg nie. Maar ek vat jou soos jy is, want ek het jou lief soos jy is. Kom na my toe, almal wat bemoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Nou kan ons gou na Johannes 3 vers 16 toe gaan. Johannes 3, ekskuus. So hierdie was 'n profesie wat gekom het, 722 jaar van tevore. Laat God se volk sonder hoop gaan wees. As gevolg van die keuse wat hulle gemaak het om hulle rug te draai op sy insetting en sy gebooie. Hier kom Jesus en hy word daardie vervulling. En Nikodemus, 'n owerste, 'n geleerde man, 'n man wat die profesie ken, kom in die aand, in die donkerste, na Jesus toe. Hoekom gaan hy in die aand? Hoekom gaan Nikodemus in die aand na Jesus toe? Is dit nie gevaarlik om in die aand rond te beweeg nie? Dis amper dieselfde as wat ons nou bevind. Jy kan gespike word, daar's allerhande, jy kan gehijack word, daar's allerhande dinge. Dis gevaarlik gewees in die antieke wêreld om rond te beweeg in die aand, want net soos vandag het die boewe agter die bosse gelê om jou te oorval. Maar Nikodemus kon nie in die dag gaan nie, want sy reputasie was op die spel. Hy wou nie geassosieer geword het met Jesus nie. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode, en hy het na die nag na Jesus gekom en gesê, Rabbi, hoor wat sê hy, ons rabbis, ons Fariseërs weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. So hy maak daardie openbaring, en dan lyk dit ons Jesus nie eens ag gee daarop nie. Maar eintlik antwoord Jesus hom. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, dit wat ons vandag sien,
kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So hy sê, as jy nie deur daai wedergeboorteproses gaan nie, as ons nie toelaat dat die Heilige Gees in ons lewe nie, as ons nie Jesus ons verlosser maak nie, sal ons nooit kan identifiseer hoe werk die koninkryk van God. Hoe lyk dit nie? Jy sal dit nie kan sien nie. Sjoe, Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. En nou maak Jesus dit duidelik. Hy sê, Nicodemus, jy het my nie gehoor nie. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word deur water en gees nie, gaan jy dit nie net kan onderskei nie, maar jy gaan die koninkryk nie kan ingaan nie. Nicodemus is teruggeslaan en stom geslaan. Hy sê, ek is 'n Jood, 'n Fariseer, sekerlik is ek 'n erfgenaam as gevolg van Abraham. Abraham is my oupa grootjie. Seker hierso is predestination hierso betrokke. En Jesus verseker hom glad nie. En hy sê, want uit die vlees gebore is vlees en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet nie hierdie ding nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. As ek julle van die aardse dinge vertel het en julle nie geglo nie, hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En hier staan die vers. So Johannes 3 vers 16 maak deel van die gesprek tussen Jesus en Nicodemus. Dis deel van die gesprek wat sê, sonder dit kan ons nie die koninkryk sien nie, ons gaan dit nie kan identifiseer nie, maar nog verder ons sal dit nooit kan ingaan nie. En Nicodemus sê, maar hoe kan dit wees? Hoe gebeur so iets? En Jesus sê, is iets wat julle nie verstaan nie, dis hoe die Heilige Gees werk, soos die wind waai en jy kan nie sien waar hy vandaan kom nie, en hy kom net die deur en hy ruk 'n boom in die grond uit, hy ruk 'n dak af, dis hoe die Heilige Gees werk. Een oomblik is ek 'n sondaar, een oomblik is ek vasgevang in alkoholisme, pornografie, dwelms, slaan op my vrou, wat ook al. En die volgende oomblik kom daai Heilige Gees, en hy ruk deur my lewe. En hy ontwortel my. Tak en al, wortel en al. Maar hoe is dit? En dan kom hy en hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En daardie woord enige gebore in die Grieks beteken nie, is 'n geskape wese nie. Dis monogenes, enigste in sy soort. Daar is niemand anderste wat dit kon doen nie. Weereens, ek is nie goed genoeg nie. Maar ek hoef nie te wees nie. Ek hoef net aan Jesus vas te hou en in sy spore te wandel. Want sy offer is goed genoeg. Sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. En dan vergeet ons vers 17 en dis is die kruks. En dit is die realiteit. Want God het nie sy seun in die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, sal reeds veroordeel. So Jesus het nie in die wêreld gekom om die wêreld te veroordeel nie, want die wêreld was reeds veroordeel. Sonder Jesus is daar nie hoop nie. So hy het nie gekom om te veroordeel nie, want die veroordeling was reeds daar. Hy het gekom om te red. Die wat reeds veroordeel was, te red. Geliefdes, en daarom wil ek vandag by u pleit. Hou vas aan Jesus. Dis ons enigste kans. Een van my gunsteling skrywers skryf en sy sê, wanneer ons name opkom, daar in die allerheiligste, daar in die hofsaak,
en Werner van Wyk se naam kom op, dan spring die aanklaer op. En hy sê, daai ou kan nie die ewigheid kry nie, want A, B, C. Sy sê, in daardie oomblik staan Jesus op. En sy sê, hy maak nie verskoning vir ons sondes nie. Hy ontken dit nie. Al wat hy doen is, hy steek sy hande in die lug. En hy sê, hy is myne. Want ek het hom gekoop. Hy behoort aan my. Geliefdes, julle wat vanoggend deur die doopwater gaan, kom by 'n punt nou, waar julle die koninkryk van God kan sien. En as julle die oë daarop hou, kom ons by die plek, waar ons die koninkryk van God kan gaan ingaan. En die tyd is naby. Ek het begin om te sê in die begin, in Openbaring is daar 'n oorblyfsel, net voor Jesus se koms. Openbaring 14 vers 12. Hier is die leidsaamheid van die heiliges. Hier is hulle, wat die gebooie van God bewaar, en die getuienis van Jesus. Dis 'n uitnodiging, dis 'n belofte, dat die wat daarin vashou, nie hongerte en donkerte sal ervaar nie, maar die koninkryk van God voor hulle. En dan sê vers 13, en hulle arbeid volg saam met hulle, geseënd of salig is die, van nou af, wat in Christus sterwe. Kom ons sluit die oë. Liewe Jesus, dankie vir die liefde en die genade. Liewe Heer, ons het 'n ver draai gaan maak daar in die boek Jesaja. Maar Jesaja het dit neergepen dat daar 'n tyd sou kom wat God se volk totaal en al hulle rug sou draai op dit wat hulle geken het. Dit wat aan hulle openbaar was. En is duidelik dat dit wat daaruit voortgekom het, donkerte en smart was. Liewe Heer, en so ook ons in ons lewens. Ons het ook ergens gekies in ons lewe om ons rug op U te draai. Om dit wat ons weet en dit wat ons te ken, te verwerp. Vir die worteltjies wat voor ons hang. Die sonde lyk so lekker en so goed. Maar ons besef nie altyd dat dit is die pad wat na die verderf lei nie. Maar dankie dat U nie daardie volk in die duisternis gelos het nie. Dankie dat U ons nie in daardie duisternis gelos het nie. Maar dat daar vir die volk wat in duisternis sit, 'n groot lig opgegaan het. Dat U gekom het. Liewe Heer, om 'n openbaring vir ons te gee van hoe groot U liefde is. En laat ons kan getuig dat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Sodat niemand wat van ons hier vandag is, ooit verlore hoef te gaan nie. U is in die reddende besigheid. En dan het U na daardie kruis toe gestap. Sonder skuld. Vrylik. Sonder dwang het U so toe gestap. En U het U lewe daar gegee, sodat niemand van ons daar hoef te wees nie. En vandag het ons dan 4 geliefdes, wat daar in die geesteswêreld langs U kruis hang, en na U kyk en sê, Here, dink aan my, wanneer U in die koninkryk kom. En U kyk na hulle, en op daardie oomblik besef hulle dat U hang, juis vir hulle daar, sodat wanneer U in die koninkryk kom, hulle daardie versekering het,
dat wanneer U die paradys herskape, hulle saam met U daar sal wees. Ons dank U dat die res van ons vandag die geleentheid en die voorreg het om saam met hulle in hierdie hemelse ervaring te deel. Ons weer die engele kyk in verwondering en in blydskap, en hulle deel saam met ons vandag. Die hemel is in ekstase vandag. Mag dit so ook in ons harte wees, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Die Vader en sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees. Ja. Ek aanvaar die dood van Jesus Christus op Golgotha as die soenoffer vir my sondes, en ek glo dat ek deur die geloof in sy gestorte bloed van sonde en sy straf gered word. Ja. Ek versaak die wêreld en sy sondige weë en het Jesus Christus as my persoonlike saligmaker aangeneem. Ek glo dat God om Christus ontwil my sondes vergewe en aan my 'n nuwe hart gegee het. Ja. Ek aanvaar die geregtigheid van Christus, erken hom as my voorspraak in die hemelse heiligdom en maak aanspraak op sy belofte om my deur sy inwonende gees te versterk sodat ek krag kan ontvang om sy wil te doen. Ja. Ek glo dat die Bybel die ingegewe woord van God is en dat die Christen se enigste reël vir geloof en gedrag is. Ja. Omdat ek die Here met geheel my hart liefhet, neem ek my voor om deur die krag van die inwonende Christus God se wet van die 10 gebooie te onderhou, met inbegrip van die 4de gebod, wat beveel dat die 7de dag van die week as die Sabbat van die Here gevier moet word. Ja. Die naderende wederkoms van Jesus is die salige hoop in my hart. En as ek is vasberaad om gereed te wees om my Here te ontmoet en om alles in my vermoë te doen om van sy liefdevolle verlossing te getuig en ander deur my lewe en my woorde te help om vir sy verskyning gereed te wees. Ja. Ek aanvaar die Bybelse leer met betrekking tot die gawes van die Gees. En ek glo dat die gawe van profesie een kenmerk van die oorblyfselkerk is. Ja. Ek glo aan kerkorganisasie en is voornemens om die kerk met my 10de, my offergawe, my werk en my invloed te ondersteun. Ja. Ek glo my liggaam is die tempel van die Heilige Gees en ek sal God vereer deur daarvoor te sorg. Ek sal my onthou van die gebruik van alkoholiese drank, narkotika, tabak in watter vorm ook al en van voedsel wat God as onrein bestempel het. Ja. Ek ken en verstaan die fundamentele Bybelse beginsels wat deur die 7de dag Adventiste Kerk verkondig word en is voornemens om my lewe deur die genade van God volgens hierdie beginsels te skik. Ja. Ek aanvaar die Nuwe Testamentiese leer aangaande die doop deur onderdompeling en begeer om op hierdie wyse gedoop te word as openbare bewys van my geloof in Christus en sy vergifnis van my sondes. Ja. Ek glo dat die 7de dag Adventiste Kerk die oorblyfselkerk van die Bybelse profesie is en dat mense van elke nasie, ras en taal genooi word om daarin gemeenskap te hou. Dit is my begeerte om lid te word van hierdie gemeente van die Wêreldkerk. Ja. Nou kan ons voortgaan na die koue water. Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die sonde is 'n koue ding. Oom Fani, omdat jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, is dit nou ons voorreg om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Weet jy so maar, hierdie koue water gaan deurhaal. Ja, so gaan dit eers spoel.
Kom staan nie by Leila. Ja, wel. Ja, ek sien hom, ek gaan net aan hom vasse. Betsy, omdat jy besluit het om Jesus Christus as jou persoonlike verlosser en saligmaker aan te neem en dit hier in die publiek te bely, is dit my voorreg om jou vandag te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Kom dit nou. Kijk, kan ek 'n bietjie laat werk. Leonard. Jou skoonpa het al 'n bietjie geskinder by my. So ek weet dit was 'n lang. Dis nie alswaar. Okay. Maar dit is 'n voorreg. En ek dink jou skoonouers se hart is breed vandag. En daarom, omdat jy Jesus Christus aangeneem het as jou persoonlike verlosser en saligmaker, is dit my voorreg vandag om jou te doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Yes. Ons gaan hulle sommer in blok stem, is dit reg? Ja. Is dit reg met julle? Okay, so ons het vir Leonard en vir Betsy en dan die Karen en hom Frans hierso. Fanny, Frans, Fanny. Fanny is goed. Maar kan ons 'n voorstel kry dat ons hulle kan aanvaar as lidmate by Ermelo gemeente? Ja. Het ons 'n sekondant. Ja. Almal ten gunste? Almal. Dit blyk nou die meerderheid. Ja. Geliefdes, dan wil ek aan julle voorstel julle nuwe kinders. En ek wil vir julle sê, tot hiertoe het hulle Bybelstudies gedoen. Hulle is gelei deur die 28 leerstellings, deur die boodskap van die Adventiste Kerk. Moet hulle asseblief toe nou net hier los nie. Elkeen het nou 'n verantwoordelikheid om seker te maak dat hierdie mense voel tuis. Hulle voel deel van Jesus se koninkryk. Ons is nie daar om hulle te oordeel en hulle te veroordeel nie. As dit moeilik gaan, het die vrymoedigheid om met julle leiers te praat. Ek sal vir julle my besigheidskaart gee. As hulle moeilik is met julle, bel my. Maar ons is nie daar om julle af te druk of julle te skop terwyl julle down is nie. Julle is daar om saam met die pad te stap, hulle op te tel en op te tel. Nou wil ek vra dat al die ouderlinge asseblief sal nader kom en dat julle net hier sal kniel en ons gaan hulle toewydings doen. Ons gaan julle opdra aan die Here, maar ek gaan ook die gemeente opdra. En dan is dit moontlik is vir die ouderlinge om hulle net aan te raak op een of ander manier, vir die wat dit moontlik is. Kom. Ek wil daai kant gaan. Die plek ook, ek sien die plek. Liewe Jesus, ons kom nou nederig voor U. En ons besef dat U hierdie 4 kosbare siele vir wie U die hemel leeg gemaak het en U lewe kom uitstort op die kruis. Nou vir ons gegee het as redmeesters om hulle te koester, om hulle te bewaar, om saam met hulle die weg te stap. Ons weet wat hier gebeur het vanoggend is die duiwel se grootste vyand. Hy hou nie van nie. En hy gaan alles in sy vermoë doen om hierdie nuwe kindertjies met mekaar te skeer.
Die Here gee hulle die vrymoedigheid dat hulle keer op keer net sal teruggaan. Dat hulle sal weer die beste plek waar hulle self kan vind, is op hulle knieë. Voor U, Here. Ek bid vir die gemeente, ek bid vir die ouderlinge, ek bid vir elke nuwe persoon in Ermelo gemeente. Dat hulle sal besef die verantwoordelikheid wat ons het om saam met hierdie pragtige mense te staan. Dat ons hulle sal bewaar en sal koester. Dat ons hulle sal help en dat ons bewus sal wees van die aanvalle van die duiwel en dat ons daar sal wees. Al is dit baie keer net as 'n skouer. Ek vra U dat die engele sal stuur om allang om hierdie 4 mense te trek, om te bewaar van die bose. Ons weet die koms is naby en daarom is die duiwel vertoon op almal wat U gebooie hou en die getuienis van Jesus sal vashou. Ons gee hulle ook aan U. Help ons, Here. Gee vir ons goddelike insig en wysheid, dat ons sal weet hoe ons saam met hierdie mense die pad sal stap. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Nou is het dan is het voorraad, om net aan die gesinkies, alle gesinkies. Jullie die regte keuse.